Goeiedag, dis vir my baie lekker om in hierdie reeks waar ons vanuit die portefeulje lidmaatbemagtiging en leierskap toerusting bietjie gesels oor wat 'n kerkraad doen en hoe ons as kerkrade ook God se koninkryk kan soek. Ons het nou al 'n hele paar video's in hierdie reeks gehad en ons is baie dankbaar oor die terugvoer wat ons ontvang en dat dit behulpsaam is vir kerkrade. En die doel hiermee is dat ons as kerkrade weer bietjie opnuut dink oor hoekom is ons in hierdie diensplek. Nou vandag wil ek bietjie gesels oor kerkrade en disippelskap en hierdie twee woorde natuurlik, 'n kerkraad en 'n disippelskap groep kan vir van ons bietjie interessant wees om dit bymekaar te sit want ongelukkig is dit so dat baie kerkrade 'n agenda volg en 'n klomp besigheidspunte wat natuurlik ook belangrik is. Maar as gelowiges is dit vir ons as kerkrade baie belangrik om te onthou hoekom is ons as 'n leierskapspan bymekaar. 'n Hele paar jaar gelede het een van my mentors, Engelse ou vir my gesê met die naam van Dallas Willard, "The church is for discipleship and discipleship is for the world." En hy maak toe die opmerking dat daar niks fout is in die kerk wat nie opgelos sal word as ons as leiers en gemeentes leef as disippels nie. Nou dit laat ons natuurlik dink aan daai baie bekende woorde van Jesus aan die einde van Matteus 28, wanneer Jesus sê, "Kyk, alle autoriteit is vir my gegee." En dan sê hy, "Gaan dan, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Gees en leer hulle om al hierdie dinge te onderhou." En dan gee Jesus die belofte en te onthou, "Ek is by julle tot aan die uiteinde van die wêreld." As kerkrade is ons daai groep mense wat geroep word om die hoekom van kerk altyd in die oog te hou. En die hoekom van die kerk is dat ons as disippels, dis 'n ander manier om te praat oor leerlinge, leer wat dit beteken om in die voetspore van Jesus te volg. Nou as ons deur die Bybel kyk, is dit baie interessant dat die woord disipel die nommer 1 manier is hoe ons as volgelinge van Jesus beskryf word. Die woord Christen, weet 'n klomp van julle seker, kom 3 keer voor in die Nuwe Testament. Die res van die tyd is ons in die posisie geplaas in ons diepste identiteit dat ons daai mense is wat leerlinge is van Jesus. En ons volg in Jesus se spore en deur die Gees word ons dan ook mense wat meer soos Jesus is. Nou as jy as 'n kerkraad hierdie vandag kyk, dan is een van die belangrikste vrae wat ons as leierspanne kan beantwoord, sekerlik die volgende vraag: hoe is ons as 'n gemeente intentioneel besig om disippels te maak? Daai is 'n agendapunt wat elke kerkraad erns mee kan maak. Nou ek wil 'n gedeeltjie lees uit Handelinge 14 waar ons so iets sien van Paulus se manier van werk met 'n groep mense. Ons lees in Handelinge 14 van vers 21 af. Nadat hulle die evangelie in daardie stad verkondig en 'n redelike aantal disippels gewerf het, het hulle na Lystra, Ikonium en Antiochië teruggekeer. Hulle het die disippels geestelik versterk, hulle aangemoedig om in die geloof te volhard en gesê, ons moet deur baie ontberings heen in die koninkryk van God ingaan. Hulle het toe in elke gemeente vir hulle ouderlinge aangestel en nadat hulle gebid en gevas het, hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het. Elke kerk beantwoord die vraag in kerkraad, hoe maak ons intentioneel disippels? En in hierdie teks sien ons 'n paar eienskappe van hoe dit sal lyk. Heel eerste die goeie nuus. Ons is disippels deurdat ons 'n lewe leef wat geïnspireer is deur die goeie nuus. Die goeie nuus, sien ons in hierdie teks, het ook te doen daarmee, soos Jesus aan die begin van sy bediening gesê het, dat die koninkryk van God naby is.
En dit is sekerlik 'n tweede baie belangrike vraag wat elke kerkraad moet vra. En dit is, hoe soek ons die koninkryk binne in die plek waar ons gemeente geplant is? My een vriend praat van die koninkryk van God as die droom van God. En 'n ander manier hoe jy die vraag kan vra is, hoe is ons God se droom binne in die nagmerrie van die plek waar ons gemeente is? In hierdie teks sien ons nog 'n paar aspekte van wat dit beteken om as disippels te leef wat Paulus modelleer. Hulle het die mense geestelik versterk en hulle aangemoedig om in die geloof te volhard. En deel van ons werk as kerkraad is om deur toerusting en gebed en bemoediging seker te maak dat ons gemeentelede volhou in hierdie reis van wat dit beteken om disippels te wees. Die twee vrae wat ek reeds gegee het, is belangrike vrae. En ek dink as kerkrade is dit ook ons werk om daai te modelleer, om mense te wees wat die koninkryk van God soek. En dit is deel van ons werk. Nou binne in die Hebreër NG Kerk is daar wonderlike hulpmiddels wat ons kan help om as disippels te leef. En daar's natuurlik lesse wat ons by mekaar kan leer as ringe en binne in synodes. En ons word daarom nie alleen gelaat nie. Kerkrade is groepe mense wat op die avontuur van disippelskap is. Nou ek wil afsluit met 'n storie. Om as disippels te leef is 'n lewenslange reis. Jare terug het ek en my gesin vakansie gaan hou in Belito en ek het 'n klippie opgetel en sommer die klippie so begin gooi en dit laat bons op die water. En my seentjie was toe nog 'n jong ouetjie gewees en hy sê toe vir my, "Wow, pappa, hoe doen jy dit?" En ek leer hom toe hoe om hierdie klippie te gooi. Hoe moet hy hom vashou tussen sy duim en sy voorvinger? Hoe moet hy sy gewrig kantel? Hoe moet hy sy arm deurswaai? En Liam begin toe oefen en oefen en oefen. En reg deur die vakansie is hy besig om te kyk hoe om hierdie klippie te gooi. So amper aan die einde van ons vakansie hoor ek hoe sê hy opgewonde, "Pappa, kyk." Hy kry dit toe reg, maar ongelukkig was my rug gedraai na hom toe. En hy sê toe, "Pappa, kyk hierso." En hy tel die klippie weer op en hy gooi hom. En toe hy die klippie so gooi, toe gaan die klippie net so klonk. As sy pa was ek so hartseer vir hom en kon so bietjie van sy frustrasie voel. En daar's toe so 'n oomblik van stilte tussen ons. En hy kyk toe met sy groot blou oë op na my en hy sê vir my, "Toe maar pappa, ek leer nog." Disippels is in die lewenslange reis van wat dit beteken om te leer om in die voetspore van Jesus, geïnspireer deur die Gees, 'n glimlag op God die Vader se gesig te sit, soos ons die koninkryk soek en uitleef binne in ons gemeenskappe. En mag ons as kerkrade ook dit doen. Vat gerus 'n oomblik en dink bietjie oor die twee vrae. Hoe is ons besig om intentioneel disippels te maak? En dan die tweede vraag, hoe is ons besig om God se droom uit te leef in die nagmerries van ons gemeenskap?